Welkom terug by ons praatjie oor welvaartskepping met eiendomme. Is Kobus Potgieter die kant, Jakes Jacobs aan die ander kant. Ons gaan voort met ons praatjie oor ons power team. Ons het gesels oor die bond originator en ons het gesels oor die eiendomsagent en die auctioneer. Jake, so wie is die volgende mense wat jy moet hê? As jy die verband aansoek ingedien is en die verband is goedgekeur, dan gaan die ding verder. Dan het jy 'n goeie prokureur, 'n goeie oordragprokureur nodig. Iemand met wie jy 'n verhouding kan bou, 'n pad kan stap, as jy 'n eiendom koop of verkoop, dit altyd na dieselfde prokureur toe probeer laat gaan. Dit is die verkoper se keuse wie die oordragprokureur is. 90% van die kere as die koper sê ek wil graag my eie of die prokureur gebruik, dan is die verkoper bereid om dit so te aanvaar. Daar is baie min waar die verkoper sê nee, maar ek wil my eie prokureur gebruik. In jou area, na jou, wat 'n lang tyd al in die industrie is, iemand wat jy kan vertrou en 'n pad mee saam kan stap. Verder is al 'n paar ander skakels in mense in ons power team wat ek wil voorstel. Soos wat ek nou gesê het, jy kan eiendomme in soveel verskillende entiteite gaan koop, jou persoonlike naam, 'n maatskappy, in 'n trust. Ons stel voor dat jy 'n goeie trust adviseur kry om 'n eiendomstrust op te stel waar jy eiendomme kan inkoop. Daar's baie voordele daaraan. As jy 'n gekwalifiseerde trust adviseur is iemand wat jou kan lei deur die hele proses. As jy eiendomme koop in jou trust, kan hulle saam met jou deur die proses gaan, saam met jou eiendomsagent, saam met jou bond originator. Dit is altyd goed om 'n trust adviseur van te weet en te kan skakel met hulle. Verder, finansiële adviseur, baie belangrik. Hulle kan vir jou identifiseer, hulle gee vir jou raad en advies oor hoeveel eiendomme jy kan koop hierdie jaar, hoeveel eiendomme, as jy 5 eiendomme koop hierdie jaar, sal jy finansiëel nog okay wees as jy 5 eiendomme aankoop, of miskien 2. Dit is ook 'n baie belangrike skakel om te hê. As jy 'n eiendom het en daar gaan iets verkeerd met die eiendom, of een van jou huurders trek uit, of jy koop 'n eiendom miskien op 'n veiling en daar's 'n paar goedjies om te doen, iemand wat vir jou kan bystaan deur dit is 'n goeie handyman. Daar in jou area is daar altyd ouens wat hierdie tipe goed doen. Hulle kom in, verf gou 'n muur of vervang gou teëls of doen 'n badkamer oor. So jy kan daai handyman uit sy kennis gebruik om mense in te kry soos 'n kombuismaatskappy of iemand wat landscaping doen, daai tipe goed. Dit kan jy ook gebruik. So die mense wat in die power team is, moet jy gebruik. En dan een van die laaste, maar ook baie belangrikste skakels in hierdie power team is 'n verhuuringsagent. As jy 'n eiendom koop om te verhuur vir 'n langtermynbelegging, gebruik 'n gekwalifiseerde, geregistreerde verhuuringsagent. Daai is een van die belangrikste goed wat jy moet doen. Om 'n verhuuringsagent te gebruik is makliker, hulle weet wat hulle doen, hulle hou die huurder se deposito in 'n trustrekening. Daar is baie wette, baie reëls. Die verhuuringsagent doen dit vir jou. Hulle vat 'n minimale fooi van hulle vat 5%, van hulle vat 10%, afhangende van hoe groot jou portefeulje is. As jy al jou eiendomme by hulle het, gaan hulle jou uit die aard van die saak 'n baie verlaagde kommissie
struktuur vra per eiendom. OK, dit klink goed, Jakes. Om 'n video nie te lank te maak nie, ek dink kom ons eindig hier, ons kan ons sal weer 'n bietjie verder gesels in die volgende video. Baie dankie vir julle wat geluister het. Baie dankie. Ons waardeer dit. As julle enige kommentaar het of enigiets wil spesifiek hoor, comment maar onder die video. Like ons, share ons video's sodat ons meer mense kan inlig. Ek dink is belangrik dat ons almal in hierdie land in eiendom belê, want dis 'n baie veilige manier om jou geld te bewaar. Jakes, dankie. Ons praat weer in 'n volgende video. Ek waardeer dit. Dankie Kobus, lekker dag. Praat weer.